Die huidige El Niño bly steeds op koers en daar is selfs 'n moontlikheid van sneeu in dele van die land. Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Landbou weervooruitsig. Johan van der Berg kyk onder andere hierdie week na verdere koue en nat toestande wat dan gedurende die eerste week van September oor die suidelike, die suidoostelike en oostelike dele van die land verwag word. Daar is ook selfs 'n moontlikheid van sneeu oor die suidelike hoogliggende gebiede. Dan bly die El Niño natuurlik iets om baie mooi dop te hou met see-oppervlaktemperature in die Nido-gebiede wat steeds op koers is om baie hoog te wees. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur Standard Bank Syngenta en kom die graanbemarking. Voor ons begin wil ons net vir julle baie dankie sê. Julle het AMT gebou tot waar ons vandag is met meer as 1.2 miljoen kyke net oor die afgelope maand. Elke kyk, elke deel en elke kommentaar maak vir ons 'n groot verskil en daarvoor wil ons opreg dankie sê. Sonder julle ondersteuning sou dit eenvoudig net nie moontlik gewees het nie. As jy meer van hierdie video's wil sien en dit vir jou waarde toevoeg, volg ons waar ook al jy dit nou kyk. Goeiedag. Ja, net as ons dink die winter is verby, dan is daar opvolg en ons het vanjaar gesien omtrent so elke eerste week van die maand was daar regtig koue en nat toestande oor groot dele van die land, maar ja, dit lyk ook asof so die eerste week van September dat ons weer die oostelike, suidoostelike dele van die land waar daar redelik swaar reën kan voorkom, nog bietjie vroeg, maar dit lyk of daar ook redelik sneeu kan voorkom, maar dit gaan hoofsaaklik oor die, soos ons sê, die suidoostelike en oostelike dele wees. So, Oos-Kaap, suidelike dele van KwaZulu-Natal, dele van die Suid-Kaap wat reën kan kry en natuurlik dan gaan ons redelik koue toestande weer kry wat gevaarlik kan wees vir veral ons kleinvee in die Oos-Kaap en daardie gedeeltes. Verder noordwaarts net ligte reën wat verwag word, maar ons sal volgende week opdateer hoe dit behoort te lyk. Die langer termyn voorspelling vir September, Oktober, November, as ons na die Afrika kaart hier kyk, nou dit is baie klein, maar as ons sien hier in die suidekant, blou kolletjies, blou en grys, wat sê gemiddeld tot bo-gemiddelde reënval, nog vir September, Oktober, November. En dis tipies met die El Niño verskynsel, dat ons nog hier vroeg in die somer, kom ons sê, laat winter, lente, vroeg somerreën kan kry. So dit wat in die volgende week, of eerste week van September gaan gebeur, is nie so abnormaal, reën kan voorkom, as daar 'n El Niño teenwoordig is. Ons het hier die afgelope tyd gesien dat die mielieprys redelik gestyg het, hoofsaaklik as gevolg van swakker produksietoestande in die VSA. En as ons kyk na wat besig is om te gebeur, hierdie is Julie se reënval en die blok is naaste by waar die mieliegordel of die meeste mielies aangeplant word, sien ons 'n baie gemengde sein. Bo-gemiddelde reënval, hierdie is die persentasie van die normaal, die blou, groen bo-gemiddeld, bruin ondergemiddeld, en dis wat dit so baie moeilik maak om werklik te weet wat gaan daaraan, omdat dit so baie kol reën. Ook hierdie afgelope week, 16 tot 22 Augustus, kolle wat reën gehad het, hierdie is duimreën, nie millimeters nie, so die groen gedeeltes is tussen 50 en 100 mm, maar dan sien ons groot gedeeltes waar het omtrent niks gereën het nie. Daarmee saam is die baie hoë temperature wat voorkom. En dit het ook gevarieer. Hierdie is van 16 tot 22 Augustus. Die bruin gedeeltes in die noordoostelike kant, so tussen omtrent 27 en 32 grade, wat redelik optimum aan die warm kant is vir mielieproduksie, maar meer positief as negatief, dis nie te warm nie. Maar dan sien ons aan die onderkant, die pink en meer donker skakerings, temperature van tussen 32 en in die 40 grade. So baie hoë temperature, daarmee saam die kol reën, maak dit baie moeilik om regtig waar te weet wat gaan aan.
Maar as ons na die produksietoestande kyk, dan het die persentasie wat as goed of baie goed ons families in die FSA beskou word, het met omtrent 5 na 10% gedaal. So daar is swakker toestande, nog baie onseker oor die werklike omvang. Powerful weed control just became more flexible. K-Mix enhanced. Your new 1-can pre-emergence herbicide for maize. Ons praat altyd van dat Australië gee vir ons baie keer 'n aanduiding van wat ons hier in Suid-Afrika kan verwag. Nou hierdie is die koring opbrengste, die persentasie afwyking vanaf die gemiddeld. So dit is werklike toestande en dan voorspellings wat bygevoeg word. Nou die grys gedeeltes wat die grootste deel is, ons sommer na die ooste kant kyk, is so tussen 10% onder gemiddeld in die donker grys tot 10% bo gemiddeld. Die groen gedeelte is verder bo gemiddeld en dan sien ons daar binneland van Brisbane se kant af die geel gedeeltes so tussen 10 en 30% onder gemiddeld. Nou gegeewe die El Nino is hierdie eintlik nie te swak nie. Dit neig na gemiddeld. Dit lyk of daar nog reën in die volgende week of 2 gaan voorkom. So met 'n baie sterk El Nino is hierdie waarskynlik beter as wat verwag is, want onthou die Australiërs se produksie of die reënval is 'n bietjie voor ons toestande wat daar gebeur. Ons moet vinnig na die El Nino kyk. Ek weet baie mense raak moeg en afgestomp hieroor, maar ons moet nie dat dit gebeur nie. Ons moet kyk want daar kan ander goed gebeur wanneer die draaipunt is wat dalk die situasie kan verander. Hierdie is die huidige El Nino 2026-27, die breinlyn teenoor die vorige 3 super El Ninos. En ons kan sien dat ons baie hoër temperature ervaar tans as wat die vorige super El Ninos hierdie tyd van die jaar ervaar het. Dit kan 2 goed beteken en ons weet nie wat nog nie. Eerstens, baie hoë draaipunt wat bereik kan word, wat waarskynlik gaan gebeur, maar die meer onbekende een is wanneer die draaipunt bereik gaan word. Want as dit vroeër gaan bereik word, kan dit reënvaltoestande in die tweede deel van die seisoen beïnvloed. So ons moet baie oplet wat gaan gebeur en dit kan dalk vir ons 'n aanduiding gee van die tweede deel van die seisoen. Interessant, op die kort termyn het die suidelike oscillasie indeks wat einde Julie baie sterk negatief was, redelik teruggetrek na minder sterk negatiewe waardes. So van baie sterk El Nino na bietjie minder. So sien daai blou lyn wat hiervan omtrent -28 nou hier op -18 omtrent staan. So ons weet daar's tye wanneer dit sterker ontwikkel of swakker ontwikkel, maar hierdie moet ons dophou dat 'n mens ook kan besef wanneer hierdie tipe van fases daar is, want dit bepaal ook tot 'n groot mate wanneer en hoe die reën kan voorkom. Die draaipunt van El Nino, nou die donker enkel lyn in die middel is die gemiddeld en dit wys omtrent hier rondom 2.6 grade Celsius, warmer is normaal, maar die draaipunt kan hier tussen Oktober, November en Desember en November, Desember, Januarie gebeur. Ons kan sien daar en dat dit dan redelik vinnig kan begin verswak. So ons sal met dophou. Dis maar die sekerheidslyne, daar is 'n kans dat dit warmer is, 3 grade bo gemiddeld gaan word. So ons sal moet kyk wat gebeur. So El Nino is daar. Die draaipunt gaan vir ons die volgende indikator wees van wat om te verwag in die tweede deel van die seisoen. Opsommend, verdere koue en nat toestande oor die suidelike, suidoostelike en oostelike dele van die land in die eerste week van September. Se moontlikheid van sneeu oor dele, redelike swaar neerslae oor veral die Oos-Kaapse kusgebiede en aangrensende binneland. Australië se produksietoestande
is tans beter as wat verwag is met die El Niño in die agtergrond. Die huidige El Niño is steeds op koers vir baie hoë seeoppervlaktemperature in die Niño gebiede, maar ons sal moet kyk wat met die draaipunt gebeur. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank, Syngenta en Kom die Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle weer volgende week.